Ek lees vir ons Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Direk na die sondeval kry ons die bekende woorde van God se oordeel oor Adam: in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet. En van toe af probeer die duiwel ons wys maak dat werk 'n vloek is en vreugde is 'n byna onbereikbare luukse. Die wêreld verdeel ons daar in 2 bokse, een vir sweet en een vir vreugde en glimlag. Maar die evangelie kom, breek daardie bokse oop en gooi alles in een mandjie van genade. Advent herinner ons dat vreugde en arbeid nie opponente is nie, maar karperde. Dat die Here aan ons vreugde skenk juis om te kan werk. Die skrif is duidelik. Arbeid is nie 'n straf nie. Dis 'n roeping. Adam het gewerk voor die sondeval. Werk is nie die gevolg van die vloek nie. Die moeite en die frustrasie waarmee jy dit moet doen is wel. Maar selfs in 'n gebroke wêreld kan werk 'n lied wees, as dit gesing word in die toonhoogte van vreugde. Die probleem is dat ons dikwels probeer werk sonder vreugde. En dan kla ons dat ons moeg is, of ons soek vreugde sonder werk, en dan kla ons dat ons leeg is. Maar ons lees in Nehemia 8 vers 10, die blydskap van die Here is julle beskutting. Om vreugde te bereik is nie die doel van my lewe nie, maar vreugde het 'n doel. Sien, vreugde is nie 'n bonus nie, dis brandstof. In die geloofsbelijdenis van Nicea bely ons dat Christus terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het. Hoor mooi, terwille van ons saligheid. Hy het gekom om te werk. Die Seun van God het nie na die aarde gekom om te luier nie. Hy het gekom om die grootste taak in die geskiedenis te voltooi, die verlossing van die mensdom. Hoekom kon hy dit doen? Hoe kon hy die kruis, die vernedering verduur? Ons het die antwoord hiervan in Hebreërs 12 vers 2 gelees. Want vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra. Let op, die vreugde het hom gemotiveer. Hy het die tafel van vreugde gesien, soos jy 'n feesmaal voor jou sien, en dit het hom krag gegee om die spykers in die kruis te verdra. Sien, die wêreld dink dat vreugde 'n rusbank is. Maar die waarheid is dat vreugde 'n werkbank is. Dis nie 'n plek waar jy lê nie, dis 'n plek waar jy bou. Vreugde is nie 'n gevoel wat wag vir jou vakansietyd nie. Dis 'n krag wat jou dra deur jou daaglikse roetine. En die vleeswording van Christus is die bewys, God het nie 'n boodskap van blydskap gestuur nie. Hy het die vreugde self gestuur, toegedraai in doeke en in 'n krib neergelê. Vreugde het hande en voete gekry, en daardie hande het hout gesaag in 'n werkswinkel in Nasaret, voordat hulle hout gedra het na Golgotha. Dat die paradoks van Advent is dat die grootste vreugde gekom het deur die grootste arbeid. Die krib lei na die kruis en die kruis lei na die kroon. Ons wil baie keer die kroon hê sonder die kruis, die fees sonder die voorbereiding, die lied sonder die oefening. Maar Advent roep ons op om anders te leef.
om te werk met 'n glimlag en te wag met 'n loflied. Want die kind in die krib is die koning wat jou vreugde en jou krag is. Nou, hoe bring ons dan vreugde en arbeid by mekaar? Eerstens, begin jou dag met aanbidding. Vreugde vloei vanuit gemeenskap met God. Tweedens, sien jou werk as diens aan Christus. Of jy nou skottelgoed was, of jou projek het wat jy moet voltooi, doen dit soos vir die Here, soos ons in Kolossense 3 vers 23 leer. Derdens, vier die klein oorwinnings. Advent is 'n tyd van dankbaarheid. Gebruik dit om vreugde in jou werk te vind, al is dit al hoe onbenullig vir jou. Maar vier ook die groot oorwinnings. En die grootste werk is klaar. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Ja, die blydskap van die Here is jou beskutting. Laat Advent jou leer om te werk met 'n glimlag en te wag met 'n loflied, want die kind in die krib is die koning van jou vreugde en jou krag, die bron wat jy nodig het om te kan werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die eerste ding wat ons van U leer in U woord is, dat U gewerk het. U het alles gemaak, sienlik en onsienlik, niks het ontstaan sonder U nie. U het U verlustig in U werk, het aan U vreugde verskaf en toe U op die 7de dag gerus het, het U in U werk verlustig. Help ons as U beelddraers ook so, om deur vreugde gemotiveerd te wees in ons werk, tot U eer te doen. Amen.